Ja, is pragtig, Heidi. Gaan jy vir my vang? Wag net, skoenlapper. Vir jou gaan ek vang. Kom jy van die stad af? Ja. Dis kan dit dan sien. As julle dink julle is Pieter, kan julle hom kom vang. Nou kom, hier gaan ons. Ek kyk hom. Hou vang kom. Versigtig. Hou hom saggies vas, moenie hom seermaak nie. Hulle vlerke is baie gevoelig. Oh. Nee. Nou. Hier mis. Ek sien toe gebring het jy by kom sorry. Hou vas. Au. Hoera! Ons het hom gevang. Ons het die skoenlapper gevang. Ons het dit reg gekry. Daar sy. Baie dankie. Ek het jou nog hier gesien nie. Ons het net vir die middag hiernatoe gekom. Julle moet darm baie ryk wees. Ek het gesien toe julle aangekom het. Ek het nog nie so groot koets gesien nie. Dis nie my koets nie. Dit behoort aan Clara se vader. Hoekom sit sy in 'n rolstoel? Wat maak haar? Sy kan nie loop nie. Clara! Ons het die skoenlapper vir jou gevang. Hierdie seuns het my gehelp. Kom Klaus, kom ons gaan. Totsiens. Ja, kom. Totsiens hoor. Miskien sien ons jou weer. Totsiens. Clara! Dis 'n pragtige skoenlapper. Jy sal baie van hom hou. Ek het hom hier in my hande. Nou wil ek hom nie meer sien nie. Hoekom dan skielik nie meer nie? Ek en die twee seuns het dan so baie moeite gedoen. Dis presies hoekom. Julle het baie moeite gedoen en ek moet in die ou rolstoel bly sit. Nou is jy ongelukkig. Jy het saam met die twee seuns rondgehardloop en skoon van my vergeet. Ek weet dat jy meer daarvan hou as om altyd net by my te moet sit. Dis vir my ook vervelig. Maar jy kon gerus 'n paar keer na my toe gekom het. Want ek kan nie na julle toe gaan nie. Maar Clara, ek is regtig jammer Clara, maar ek het gedink jy wou graag die skoenlapper sien. Ek weet, dit was nie reg van my om dit te sê nie. Jy kan dit mos help dat ek siek is nie. Clara, Nee, los. kom ek vat jou na ouma toe. My hele lewe is ek alleen. Gaan speel met die ander kinders. Maar Clara, wat is dit? Kindertjies, waar bly julle so lank? Ons het al die ete voorberei. Is dit nie heerlik hier buite nie? Oral so skoon en vars. En hier's blomme in elke kleur. Clara, kyk hier. Clara? Sê my diertjie, sien dit dan trane? Wie wil dan op so 'n lieflike dag huil? Ouma sê asseblief vir juffrou Rottenmeier, sy moet vir Heidi weer terug na haar huis in die berge stuur. Maar my kind, Ek wil haar nie meer sien nie. Sy moet loop. ek's jammer, ek verstaan nie wat jy bedoel nie. Ek weet wat sy bedoel, ouma. Ek het saam met twee vreemde seuns probeer om vir haar 'n skoenlapper te vang en toe het ek haar hier alleen gelos. Ag, ek het alweer alles verkeerd gedoen. Is dit nou wat jy alles verkeerd gedoen het? Klein haaswors? Ek gee nie om nie. Ek wil buitendien nou huis toe gaan. Sê vir Johanna hy moet die koets gereed maak. Maar ons het dan nou net hier aangekom. Wil jy so gou weer huis toe gaan? Bedoel jy dit? Ja, ek bedoel dit. Ongelukkig vir jou kan ons nie nou al gaan nie. En weet jy hoekom nie? Ek het
nog nie lus nie. En jy, wil jy al huis toe gaan? Ek wil graag hier bly. Maar as Clara voel dit sy So julle hou meer daarvan om in die stad by juffrou Rottemeier te bly. Julle wil liewer julle skoolwerk doen. Ek verstaan. Ons het toe die arbeidskonfyt verniet gebring. As Clara regtig huis toe wil gaan, dan wil ek ook maar. Dis beter so. Dink jy so? Ek sal vir Johan sê, hy moet die Heidi, maar- perde inspan. So, laat ek nou hoor. Jy wil hê ons moet Heidi wegstuur. Jy wil dus weer alleen wees. Skielik hou jy nie van haar nie. Ek het altyd gedink jy het haar lief. Heidi. Heidi! Laat staan die koets. Ek gaan bly. Of wil jy nou nie meer nie? Kom hier na my toe, Heidi. Clara besef dat sy sommer laf was. Ja, is dit waar? Sê iets mooi vir haar. Sy is so 'n liewe klein ding en sy hou so baie van jou. Moet ek vir jou nog 'n skoenlapper vang? Nee. Lyk my al die probleme is nou opgelos behalwe een, die belangrikste. Ek vra myself die hele tyd of jy dan nie honger word nie. Dis mooi. Dink jy so? Ek dink regtig so. Mag ek die blommekrans saamneem? Clara, Skoenlapper Clara. wag. Ek vang hom. Dan kan jy hom beter sien. Nee, Heidi, los hom daar. Hy lyk net 'n strukkie. Wat lewe? Hy wil seker na sy maatjie toe vlieg. Totsiens, Dis skoenlapper. daar sommer 3 skoenlappers. Waarna kyk jy heeltyd, Heidi? Na Kyk, 'n eekoringkie. By ons in die berg is daar ook eekoringkies. Dierbaar. Vinniger, maar pas op vir die bome. Ek sal probeer. Waar kruip hy weg? Ek sien hom nie meer nie. Daar bo op die dik tak, kyk. Kom hier, korinkie, kom. Waar is julle kinders? Heidi, Clara. Heidi, kom ons kruip ver weg. Ja. Saggies. Kindertjies, waar is julle? Kinders, Heidi, Clara. Ons moet verder anders kry sy ons. Waar het die kinders heen verdwyn? Hulle was nou nog hier ergens gewees. Heidi, Clara, kom uit. Koe. Die aarde het hulle ingesluk. Die arme kinders het verdwyn. Hoe gaan ek dit vir juffrou Rottemeier vertel? Die arme kinders. Dat dit nou juist met my moes gebeur het. Ek sal myself dit nooit vergewe nie. Wat gaan hulle doen? Waar gaan hulle kos kry? Ouma, hier is ons. Ag, moenie huil nie. Ek en julle geflous. Ek is nog slimmer. Sy het net gesmeer. Wie sê ek het gekil? Julle tweeetjies wou my mos op 'n manier geflous het nie waar nie? O, dit moet lekker wees. Hi daar, Johan. Hi daar.
En daar oorkant is so waar bokke. Lyk hulle soos jou bokke? Ja, presies so. Nee. Ouma, mag ek na hulle gaan kyk? Ek het Harry nog nooit voorheen so gelukkig gesien nie, ouma. Sal jy nou stil staan? Ag, Sebastian, kry vir ons die tee en die koek gereed asseblief. Sekerlik. Ek het jou. maak jy met my bok? Ek het jou. Moenie my bok so rondjag nie, sy mag nie gewig verloor nie. Ons het net 'n bietjie gespeel. As jy wil speel, kan jy vir jou 'n papegaai koop, maar my bok los jy uit, gehoor? Die kind wou nie kwaad doen nie, maar mag ek u iets vra asseblief? Sal u dalk net nou vir die twee kinders 'n slukkie bokmelk gee? Gee. Ek sal u natuurlik vir die melk betaal, maar Klaar het nog nooit bokmelk geproe nie. Natuurlik. As jy dan so graag wil, 'n goudstuk. Daarvoor kan jy amper 'n hele bok koop. Ek kan dit skaars glo, daar kom so warm melk uit. Wel, nou sien jy dit self. Mag ek ook? Ek wil al baie graag melk. Ek dink nie jy sal kan melkie. Ek dink ek kan dit doen. Wêreld, dit het ek nog nie aanskou nie. Jy doen dit amper beter as ek, kleintjie. Ek kan dit amper nie glo nie. Heidi, jy kan net so goed soos die perinmelk. Jy het gister nog gesê dis vervelig om te eet, Clara. Jy het vanmiddag souwaar heel wat meer geëet as klein Heidi. Ek was nog nooit voorheen so honger soos vandag nie. Ja, ek weet, vars lig en sonskyn gee selfs vir 'n klein mensie soos jy aptyt so groot soos 'n wolfsin. Dit smaak heerlik. Op die mooi ou gouddeelbaan sit ek die skeer met jy. Voor trek die berge oor so swart. Hoe wegklap op die baan. Berge byveld en boude. Goud is die laaste lim. En hoe graag sal ek hier wou bly. Maar die baan die rond. En hoe graag sal ek hier wou bly. Maar die baan die rond. Goeienaand, mevrou Zeseman. U het later teruggekom as wat ek verwag het. Maar ons is nou terug. Juffrou Clara, lyk dit my is baie moeg. Ah, juffrou Clara, wat maak jy dan? Wakker word! Ah, Juffrou Rottemeier. Moenie hulle wakker maak nie. Hulle is moeg. Die dag was mooi, maar lank. aha, juffrou Clara het haar dus vermoei. Kom nou, moenie u altyd so gou opwen nie. Sonskyn en vars lug maak 'n mens moeg. Dit was prettig geweest. Kyk na hulle, nesengeltjies. Dra die kinders in, Sebastian, maar versigtig, anders word hulle wakker. Ja, mevrou, ek sal so maak. Iets is nie pluis nie. Ah, wat nou, Sebastian? Wat is verkeerd? Sy voel weer Ook warm. nog. Het sy miskien koors?
Sy's baie warm. Clara, kind, wat is verkeerd? Voel jy koorsig? Dit lyk wel so. Johan, gaan dadelik stad toe en ontbied die huisdokter. Ek hoop net hy is thuis. Adelheid, word nou wakker en kom dadelik in. Ons is dan al by die huis. Ja, ons is reeds hier. Drum gou uit, kind. Ek moet die dokter gaan haal. Is iemand siek? Ek dink juffrou Clara is. Sy het blykbaar koors. Wat? Clara siek? Ek sal haar teenwoordigheid nie langer in hierdie huishouding laat nie. Sedert sy, dis dit Clara heeltemal verander. Voorheen sou sy dit nie eers oorweeg het om saam veld toe te gaan nie. Dit kan eenvoudig nie so aangaan nie. Maak nie saak wat ek in hierdie huis sê nie, dit word eenvoudig verontagsaam. Kyk net hoe lyk sy, bleek soos 'n lijk. Was dit werklik nodig? Clara is eenvoudig anders as ander kinders, sy is siek en swak. En die ergste van alles is dat die uitstap 'n idee was, mevrou Zeseman. Ek het werklik meer verantwoordelikheid van u verwag. Dis daardie Heidi wat julle almal beïnvloed het met haar onsin oor die berge. Dis genoeg, juffrou Rottemeier. Ons sal verder praat as ons alleen is. Ja, maar Clara, ek is jammer, dis alweer my skuld. Ek doen altyd die verkeerde ding. Dis altyd so. Ek het gedink jy geniet dit daar buite. Miskien het jy siek geword omdat ek jou alleen gelos het. U is Clara se dokter. Ah, kyk nou net. Jy's mos die klein juffrou van die fontein. Waar's dokter se mooi wandelstok vandaan? Dokter Geheimraad, asseblief. Dokter Geheimraad? Maak vir Clara gesond. Dis alles my skuld. Ek het haar siek gemaak. En hoe het jy dit gedoen? Ek wou graag na die woud toe gaan en toe het ek haar daar alleen gelos. Ek wou vir haar skoenlapper vang en Ek glo nie dit was jou skuld nie, juffroukie. Laat dit maar aan my oor. Ek sal kyk wat ek kan doen. maak haar asseblief tog weer gesond. Heidi, wat maak jy dan nog hier, my kind? Ouma, ek's bang. Heidi. Arme klein ding. Bekommer jy jou nog steeds? Toe maar, dit sal alles weer regkom. Jou Clara het net 'n bietjie koors. Maar miskien is sy sommer baie siek. En dan is dit my skuld. Nee, Heidi, as dit iemand se skuld is dit myne. Ek wil so graag help. Is daar nie iets wat ek kan doen nie? Dokter Geheimraad sal haar help. En as hy nie kan nie? Moenie jou bekommer nie. Hy ken Clara van kleins af. Hy weet wat hy moet doen. Jy sal sien, Heidi. Môre lyk alles weer baie anders. Dan hoef ek glad nie bang te wees nie. Ja, jy kan nou rustig slaap. Hoe gaan dit met haar? Dit gaan goed, juffroukie, sommer baie goed. Die koors sal net nou sak, sy moet net slaap. O, dis goed. Gaan nou gou na haar toe. Sy het my nou net gesê sy wil jou baie graag sien. Ja, goed. Clara? Shh. Ja. Ek is bly jy het gekom. Net 'n oomblik asseblief. Juffrou Clara, die dokter het uitdruklik gesê dat jy moet slaap. Sal jy ons asseblief alleen laat, Juffrou Rottenmeier? Sou jy dit asseblief weer 'n keer herhaal? Nou goed dan. Sal jy ons asseblief alleen laat, Juffrou Rottenmeier? Ja. Dis soos ek dit verstaan het. Net soos u verkies, juffrou Clara. Daar word die afgelope ruk in hierdie huis geen waardig hê aan goeie maniere nie. Hoekom? Nou is sy buite. Kom nader. Sal jy nie moeg word nie? Glad nie. Ek was gemeen vandag. Ek is jammer, Heidi. Moenie weggaan van my af nie. Maar Clara, Ek het dit nie bedoel nie. Ek hou regtig baie van jou. Bly by my, Heidi. maar Clara.
As jy by my is alles mooier. Voorheen was ek altyd alleen, heeldag lank, en nou het ek tog 'n maatjie. Ek hou ook baie van jou, Clara. Oh, ek het dit daarom baie geniet in daardie woud. Ons gaan weer soontoe sodra ek gesond is. As jy wil en Johan vat ons, dan gaan ons elke dag. Dis goed. Ja, dis. Dan vang ons skoenlappers. Nog 'n dag vol opwinding en avontuur is verby. Die twee meisies het nog lank teruggedink aan hierdie middag en hulle het dikwels daarvan gepraat. Van skoenlappers vang, van die bootreis, van die bokmelk en natuurlik dat hulle toe vriendinne geword het. Clara word egter nie heeltemal so gou gesond as wat Heidi gehoop het nie. Dr. Geheimrat het haar amper elke dag kom besoek en juffrou Rottenmeier het uiteindelik 'n rede gehad om oor te kere te gaan. Johan was ook nie baie ingenome met Heidi toe sy hom op 'n dag kom vra het om haar te help blomme pluk nie. Toe kry Heidi 'n plan. Sy wou Clara verras en daarom het sy alleen uitgery veld toe. Sy het haar twee vriende opgesoek en saam met hulle iets vir Clara gesoek. Wat dit was, is egter nog 'n geheim en daarvan vertel ons julle volgende keer.